Halleluja. Tussen jou aardvare aardappels. Ja, ek gaan kos daarvan toe. En as jy knappie soutjies van die rys nie, maar dan kom die Here se essence. Ek voel soos rys wat nie sout net. Oh, lekker smaakie. Ai pana in my hartjie. Toe die Here my siel. As ek wil hierdie woord, halleluja. Nou, ek wil even mooi follow as a once-off. As a once-off payment. Hy sal nie weer kom en follow hom net lekker prys die naam, want hier gaan ons. Yes, Lord, halleluja. Die opwekking van Lazarus. Yes, Lord. I need a story in my spirit. I need an upliftment. Ek moet opgelig word. I need to be higher than this. I need to be elevated to another level. Die opwekking van Lazarus. My God, ek kan bid nie. Kom ons lees. En daar was 'n man siek, en daar was iemand die vanoggend siek. En daar was iemand vanoggend siek. Luister, die woord praat met jou en my. En daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië. Timothy van Botterfield, halleluja, voor Tuinstraat 31. Die dorp van Maria en haar suster Martha. Die Here is nog as baie spesifiek. As hy na jou kom soek, as hy na jou kant toe opkom, halleluja, hy weet waar jy is. He knows your location. Jy nodig vir 'n punt nie. En dit was Maria, wat die Here gesalf het, met salf en sy voete afgedroog het, met haar hare, wie se broer Lazarus siek was. Die susters het toe na hom gestuur en gesê, Here, hy vir wie jy lief het, is siek. Nie dood jy hoor, hy is siek. En toe Jesus dit hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die seun van God daardeur verheerlik kan word. Halleluja. Die woord raak vir my baie swaar, as ek voel die drukking van hierdie wêreld se verbygaan, halleluja. I'm sensing the judgment of God, halleluja. Die oordeel van God is voor die deur. Van die mens luister nie meer na God se woord nie, prys die Here. Die mens wil nie meer hoor nie. Die mens het hardhoorend geword, halleluja. Die mens druk hulle ore toe, prys God se naam. Maar sy woord is heilig. En sy woord sal nie verbygaan nie. Maar dit sal tot aan die einde daar wees. Want hy is wakker oor sy woord. Halleluja. Die Bybel sê, en dit was Maria, wat sy voete, hierdie moeder Maria, wat hulle vandag hoor sing, St. Mary, was nie 'n goeie vrou nie. Die Bybel sê in die evangelieboeke, sy was 'n sondares. Die kerk maak van haar 'n mooi, halleluja, beeldskone, St. Mary.
Maar as Maria die geleentheid moet kry om te praat, dan sal sy soos Anna sê. Sy sal soos Anna sê. Julle doen al die dinge aan my. Julle verwens my. Julle sê ek sal niks voort kan bring nie. Want dit was hierdie Maria wat op 'n môre in haar klop by Simon, die Fariseer se huis, terwyl Simon hom uitgenooi het om aan tafel te sit. Hierdie einste Maria wat sê ek sal in die voetebank van die Here opsoek. Want hoekom? Sy het geweet hy môre in Simon se huis. Toe sy niks gehad het, net 'n bietjie olie. Toe is die Here wat kans het vir haar. Jy het niks. Ek het niks. Hoekom wil jy iets hê om die Here kans te gee? Die Here soek iemand wat niks het. Wat tot niet is, wat allemaal afskryf. Jy is slordig. Jy is, soos maar in haar geval, jy is 'n sondares. Maar ek dink die môre hardloop Maria. Sy kom aan al die strate, want sy soek na 'n naam. En wil die boodskap titel, soek jy nog na 'n naam vanoggend? Soek jy nog na die naam vanoggend? Die naam van die Here. Ek wil op titel, soek jy nog na die naam? Van een oggend kom sy so aangehardloop deur die woonbuurte, terwyl haar naam vooruit beweeg. Sy het ook 'n broodjie gepak en na haar neighbors omgesien. Wat maak van jou 'n sondares? Jy sonder die Here. Ons almal is in sonde gebore. En dit ontbreek ons aan die heerlikheid van die Here. So elkeen wat in sonde gebore is, moet by die Here uitkom. En die oggend besluit sy het alle takies afgehandel. Sy is nie meer by haar suster Martha se plek, wat na al die goedes omgesien het. Van Martha was die besige een. Here kan bid hier. En sy maak klaar die môre. En sy sê, vaarwel vir haar besige lewe. Sometimes is ons te besig. En dit is wat so seer maak. Van anders van dit verbrandend. En ons neglect ons vernalat onsself. En sy sê, sy sal opstaan. Iewers moet daar uitkoms wees. Die Here beweeg net saam met die een wat beweeg. Nou die is die evangelie aangaande Johannes ver vooruit Matteus hulle. So sy het al gehoor van die naam. Sy het gehoor. Is 'n wonderbare naam. Halleluja. As 'n lieflike naam. Want toe sy inkom, luister, hulle laat jou nie toe nie. Die Fariseërs, die Sadduseërs, die kerkmense laat jou nie toe. As jy 'n sondares is, ongelowig, siek, sy het belaat, hulle laat jou nie toe nie. En veral, prys die naam van die Here, as jy so 'n hoë profiel persoon onthaal. Want wat hulle wil gedoen, hulle wil net weer eens toets. Hoeveel keer word die Here getoets aangaande jou in my lewe? Dat ander nie moet toelaat en wil hê dat jy vry moet kom en dat jy moet loskom. Want jy staan gedurig voor 'n toets. En wil net gemaak
sê, en as ek daarmee klaar, moet nie dat die toets jou weerhou om een voet voor die ander voet te sit en jou weg te vind na die Here toe nie. Broer Lorenzo, hy die oggend stap Maria uit haar huis uit. Terwyl ander sê, dan gaan sy alweer. Maar sy don't care. Sy soos op hy punt, I don't care, I don't mind. It's none of your business anymore. Sy sê, ek gaan, want ek het gehoor van haar naam. Hy is nog een lieflike naam. Hy is nog een wonderbare naam. Die Bybel sê, niemand maak vir haar een deel op die Simon sy huis. Sy kom, sy maak die deur op, sy gaan in na prys die naam van die Here. Sy gooi haar neer. Simon kan niks doen nie, van die daad is gedoen. Prys die Here, sy en hy boldness. And nothing's gonna stop me now. Niks meer. As ons maar net dit kan het vandag. Die Bybel sê, die geloof van 'n mosterdsaadjie. Nou die geloof van 'n mosterdsaadjie is iets wat jou, hy propel jou. Hy laat jou beweeg. Van jy het mos sien. Sy is bang. Wat gaan hulle sê? Hoe gaan hulle dink? Maar as die geloof van 'n mosterdsaadjie opskom, en jy sit die een voet voor die ander, dan hy sit jouself in werking. Sy kom daarin. Sy het 'n albaster fles vol olie. Sy het ook nie geweet dat is dierolie nie. Want die skelms op die tafel sê dit die oggend vir haar. Ons kan dit verruil vir geld. Ons ken die waarde van die olie, maar van Maria maak het die sin op saak meer. Wat halleluja, hierdie dinge insien. Because she wants her soul to be saved. Nie jou hart meer nie, maar jou siel. Ons harte is bedrieglik. Ons moet aan die Here ons siele red. Ons sal nie koek die Here, my siel kom red. Ons moet wegkom van die hart af. Ons moet wegkom, en dan moet die ding nie aan die hart nie, maar die ding is bedrieglik. Ek maak jou nou dood hier, en preek lekker, en ek maak jou dood aan die ander kant. Van my hand kook, hy borrel die binne, in my president van die Here. Ek het nou die geleentheid om jou af te breek, Edmund. Van hier binne kom die lelike dinge uit. En Maria vind peace in haar hart, halleluja, en sy sies voor die Here. En die trane loop. Want sy het iemand gevind, want sy ontdek, hier is hy nou. Ek het hom op een plaas ontmoet. Het my lang jare gevat. Ek het hom ontmoet. Wie my siel, Here, wie my siel, hom ontmoet het. En sy beheer, en sy stort alles uit. En het loop, halleluja, soos 'n rivier op die Here se voete. En sy vat haar, die pragtige hare, Edwin, halleluja. En sy begin droog die Here se voete af. Oh, what a privilege! What a privilege! En sy stop nie daar, en sy vat die olie. Die echte olie, sy breek die kruk. En met 'n dankbare hart erken sy salf. Die salwing was 'n erkenning van God in my pad gekom. Het jy iets om God te erken meer? Het moet die silwer of goud wees nie. Hoe is jou olie vanoggend? Jy hoef nie te weet wat die waarde daarvan is nie.
dat jy moet weet, wat is die doel daarvan? What is the purpose? What is the meaning? Ek dink ons verloor die purpose van ons se redding. Ek sê, wat ek sien ons verloor die doel van ons se bekering. Ek gaan nie nog harder kom aan nie. Ek wil dit uitroep vir elke oor wat vanoggend hoor in die gees van die Here te sê. Ek sê ons verloor die doel van ons redding. Ons verloor die doel van ons redding vanoggend. Halleluja. Want toe hulle kom by Lazarus, wat nie gegaan oor hom wat in die graf is nie, maar as 'n paar dinge wat die Here ons gesê het. Martha was so besig dat sy nie onthou het wat hy gesê het. Het ek dit dan nie vir jou gesê? Ek is die opstanding en die lewe. Al het jy ook gesterwe. Die mens verloor die boodskap van wat aan hom gesê was. Dan wil hulle 'n miracle sien uit die graf uit. Terwyl Maria binnend by die voetbanke van die Here nog steeds is, want sy kan nie duidelik gou nie. Want toe niemand van my kan sien nie, toe sien die Here van my dans, groot en wonderbaar is hy. Toe niemand vir my kan sien nie, toe sien die Here vir my kans, groot en wonderbaar is hy. Sê nog een keer, toe niemand. Ja, toe niemand vir my kan sien nie, toe sien die Here vir my kans, groot en wonderbaar is hy. Let's go. Kom ons maak toe. Halleluja. En hierdie verhaal van die opwekking van Lazarus het net daar geëindig met wat die Here sê. Van wat daarna gebeur was vir die nuuskieriges, die Fariseërs wat agterna gekom het. Die Sadduseërs wat ons wil nou weer kyk wat hy nou gaan doen. Wat gaat hy nou doen? Maar die uiteindelike message het hier gestop. Het ek nie vir jou gesê? Dit is why ek sê ons verloor ons purpose. Ons verloor ons doel van ons redding. En ons laat ander ons focus op miracles en signs en wonders. Maar dit was gewees vir hierdie Fariseërs en Sadduseërs, hierdie leenagtige halleluja volk. Prys die naam van die Here. Ek wil u vanoggend met hierdie woorde in die week instuur en vir u sê, if there was ever a moment or a time in your life, soos hierdie, dit is nou soos het nou weer is, dan gaan die week in en gaan in jou binnekamer en sê, ek verlang na die hemel, waar my Jesus koning is. Ja, hoe begeer? Ek wil niks meer begeer hier benede nie, al breek alles rondom ons projectpunt.
Die Here sal ons help om van punt A tot by punt B te kom. Maar sit jou begeertes in die Here en in die hemel in vanoggend. Vanuit weggegaan om 'n plek voor te berei. Maar as ek sien, president van die Here, hoe baie uitval dag na dag. Hoe baie die Here se hart seer maak. Dan is diegene nie eens hy plek werd nie. Van die groot toets kom nog. Die groot toets kom. Ek kan u bring van punt A tot hier. Maar luister, daar is 'n krib wat water in is. And it's your decision of jy wil drink uit die krib uit. Of nie. Halleluja. As ek so ver gekom het oor land en see, sonder vrees, gaan ek nie my tyd mors en ek gaan my knieë buig en uit die krib uitdrink, want dit is 'n fontein van lewende water. Nothing else better, niks anders maak my saam nie. Prys die naam van die Here. Dit was 'n een môre gewees. Het was 'n môre in 'n pragtige dogter van die Here se lewe met die naam van Maria. Toe haar redding plaasvind, toe haar siel verlos word, toe haar pyn nie meer daar is nie, toe sy weer die son kan sien, for this is a new day. Halleluja, toe sy kan sê, ja, die Here laat die son opkom oor die regverdige, sowel as die onregverdige. Van onregverdig was sy in haar misdade. Maar toe sy hom ontmoet het, toe gaan skil sy by sy voete. En die boodskap toe kom toe by haar suster Martha, het ek jou al nie gesien nie. Die boodskap kom toe by die kerk, halleluja, nadat jy 'n doel het en 'n purpose. En die uitleg van dit is reeds die ene. Het ek jou nie gesê. Dis jou purpose. Dit moet daar in jou brein wees. Het ek jou nie gesê. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my sterwe, sal lewe. Halleluja. Kom ons gee die Here prys vanoggend. Kom ons gee die Here prys vanoggend. Halleluja. Kom ons gee die Here prys vanoggend vir sy woord. 'n dankbare prys vir sy woord, halleluja. Maar sy woord is die waarheid. Halleluja. En wat toe maak, en dan wil hy iemand die hoogs buig daar, net daar waar hy is, en ek gaan hier die gebed